roepstem oor die sonne oseaan, stuur die lig, daar is siele wat in duisternis vergaan, stuur die lig, die evangelie, die lig, laat dit skyn van seën ons hier, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, ons ook die Macedoniër stem hoor, klink, stuur die lig, en 'n goue offer laat ons nou hier klink, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, bid vir groot genade, heel die wêreld, hoor, stuur die lig, ja, die Gees van Christus almal sal aanstoot, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, ja, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, laat ons volhou in die liefde, daar is loon, stuur die lig, laat ons kosbaar siele saamoffer, sy kroon, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, o ja, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, ja, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer, ja, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, die evangelie, laat dit heel, die wêreld neer, o, stuur die lig, die evangelie, laat dit skyn, van seën tot seën, stuur die lig, en laat dit helder skyn, deel dit heel, die wêreld neer. Oh yes, halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie dankie dat ons deur u seun na u toe kan kom. Dankie Here Jesus dat u vir ons die deur is, die opening na die Vader, en ons dankie dat ons weet alles wat ons in die naam vra sal die Vader doen, en u sal dit ook doen. Halleluja. Baie dankie dat ons in hierdie dag weer so saam kan wees. Ja, Here, om rondom die woord te vergader, en laat die woord van die Here altyd vir ons 'n lig sal wees, en laat die opening van die woord vir ons lig gee, sodat ons kan wandel in die lig, soos wat u in die lig is. Ons weet, Here Jesus, daar is geen ander lig, behalwe die lig van hierdie evangelie vir ons siele nie. En ons dankie dat ons dit in ons lewe ontvang het,
sodat ons ook 'n lig in hierdie wêreld kan wees. Verheerlik U dan in hierdie dag, en Here, laat U naam verheerlik word, en laat die wil van die Vader na voorskyn sal kom, en laat die woord van God sy regmatige plek in elke lewe sal kry, Here Jesus, en laat die waarheid alleen, Here, in elke hart sal ingaan, en dat dit met sagmoedigheid ontvang word, wat in staat is om die siele te red, want ons weet dat die waarheid kan ons vrymaak, die waarheid kan ons red, halleluja, van alle leuns en valshede, en misleiding en listighede van die duiwel. Dankie dat ons weet, Here, dat wanneer U woord in ons hart is, en die waarheid en volle in ons binneste, Here, heers, dan weet ons sal kan wandel op die weg na die ewigheid in die waarheid van U woord. Baie dankie, sê dat ons kan saambid in hierdie oomblikke, Here, vir almal wat siek is. Ons eer U dat U woord het gesê dat deur U wonde is daar genesing vir elkeen. En Here, waar 'n sieke ook al is, as iemand naby is, terwyl ons bid, Ateliana op hom lê, salf met olie, want dit is wat U woord sê wat moet gebeur, en ons weet dat U sal die sieke genees. Dis waarom U gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. My naam sal hulle duiwels uitdryf, hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Here, dit is U woord, en ons neem dit aan, en dit sal so gebeur. Daarom dank ons U, dat U elke sieke gesond maak in die naam van Jesus, en ons prys U daarvoor. So bid ons dan, Here, vir elke gebedsversoek, Here, want ons weet, daar is baie mense wat dit nie kan maak, om by die huis van die Here uit te kom nie, maar dankie dat ons so kan saam bid vir elkeen wat 'n gebedsversoek het, Here, waar hulle ook al is, en ons dank die Here dat U het gesê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal U uithelp, en jy moet my eer, en Here, U hulp, en dit wat U ons mee uithelp, Here, is wonderbaarlik, en dit is vir elke gebedsversoek daar, sodat daar verandering gebring kan word. Dankie, Here, dat U elkeen se gebed hoor in U wonderlike naam. So dank ons U weer eens, Here, dat ons kan saambid vir al die plekke waar dit nog droog is. Dankie vir die reën wat val. Ons wil U net prys, want ons sien U goedheid elke dag van ons lewens. En ons weet, Here, dat U goedheid en guns sal ons deel wees, solank as wat ons U volg. Here, want as ons U volg, sal goedheid en guns ons volg. Baie, baie dankie nou weer vir die woord, laat elkeen wat 'n oor het kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en ons is so dankbaar, Here Jesus, dat ons weet, halleluja, dat elke oor met die bloed bestry kan word, Here, sodat die waarheid van U woord wat deur die bloed gekom het, elke hart sal bereik, en Jesus daarin verheerlik sal word, en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Ons is dankbaar om in hierdie môre saam te wees. Groet julle almal in die naam van Jesus Christus. Dank die Here dat ons kan saamkom rondom sy woord, en ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Dank die Here dat ons die woord in ons hande het, en dat ons die woord in ons hart het. Halleluja. En ek is dankbaar teenoor die Here. Daar is niks waaroor daar gepreek word, wat nie van die skepping af alreeds eintlik geopenbaar is. En ons sien dit alles in die handewerk van die Here, en dan natuurlik ook in dit wat die Here vir ons sê. Nou, ek dink die tyd het aangebreek dat ons moet waarlik openlik wees teenoor die woord van die Here. En soms is dit nodig dat daar bestraffing, teregwysing, vermaning, lering ensovoorts uitgaan, sodat die volk van die Here
waarlik, soos hy dit in Hebreërs sê, en ek wil dit net lees, want dit is baie belangrik. Hy sê in Hebreërs, die 3de hoofstuk, sê die woord die volgende. Halleluja. 12de vers. Sorg daarvoor, broeders. Nou Paulus sê, sorg daarvoor, broeders. Dit meen, ek moet sorg daarvoor, jy moet sorg daarvoor. Hy sê die woorde, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Halleluja. Waarteen waarsku Paulus? Paulus ons laat ons nie afvallig sal word van die lewende God nie. Nou, om afvallig te word van die lewende God is nie om terug te val in sonde nie. Nie terug te val in die wêreld nie. Soos wat ons het vroeër jare genoem het, vandag is dit nog so. Hulle praat net nie meer van teruggevallenis nie, want selfs die teruggevallenis vandag is nog steeds deel van die kerk. Ek meen, oor sy teruggevallenheid word daar nie gepraat nie, hy word net aanvaar as 'n lidmaat in die kerk, en hy gaan maar net weer aan soos hy aangaan. Halleluja. Dis ongelukkig vandag so. Hy sê in die 13de vers, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word. Ek wil vir iets mooi sê. Die Here het 'n nuwe tyd ingestel na sy opstanding. En daardie tyd is vandag. Daar is nie by die Here 'n maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag nie. Daar is nie meer. Daar's net een dag by die Here, en dit is vandag. En hierdie dag het nie 'n begin nie, en het ook nie 'n einde nie. Want dit is deel van die ewige dag. Vandag is deel van die ewige dag. Halleluja. Hy sê, solank as wat dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hier is 'n interessante ding. Wat is sonde? Ons almal ken sonde. Sonde is die werke van die vlees, maar daar's een ding wat werklik sonde is. Hy sê dit in die woord, hy sê, alle ongeregtigheid is sonde. So enige vorm van ongeregtigheid is sonde. En daarom sê Paulus in 2 Tessalonisense hierdie woorde, hy sê in die verborgenheid van die ongeregtigheid is alreeds aan die werk. So daar is 'n verborgenheid van ongeregtigheid wat alreeds aan die werk is. En hierdie ongeregtigheid is sonde. Halleluja. En ek wil nou vandag vir iets sê, die grootste ongeregtigheid wat daar is, as jy van God se woord wegneem, en as jy byvoeg. Dis totale ongeregtigheid. En hierdie ongeregtigheid is al aan die werk, van wanneer af? Van Paulus se tyd. Want ons sien dit van Paulus se tyd, het predikers by die woord gevoeg, en hulle het weggevat van die woord af. Van Paulus hulle se tyd af. Van Christus se tyd af. Na die Here Jesus op aarde was. Van die profete se tyd af. Van Moses se tyd af. Is baie interessant. Hoe dit by Moses gebeur. Die lam word geslag by die Pasga. Om hulle te beskerm van die verderwing. En as gevolg van die lam wat geslag is, die bloed wat gevloei het, het hulle uit Egipte uitgetrek, hulle is op pad na die belofte land. Maar by die berg Horeb, toe maak die volk 'n goue kalf en hulle sê, kom ons maak 'n gode, wat ons uit Egipte gelei het. Dit meen, hulle ontsien die bloed van die lam, wat hulle werklik uit Egipte getrek het, en nou maak hulle 'n goue kalf,
En hulle sê, dis die God wat ons uit Egipte laat optrek. En wat nog? En toe Aaron, die hoëpriester, het sê, sien, toe bou hy 'n altaar van die Here. En hy sê, môre sal ons 'n feesdag tot eer van die Here hou. Dis die hoëpriester. In vandag se lewe is daar nie meer daardie offerbloed nie. Is daar nie meer 'n kalf wat aanbid moet word. Daar is nog in die wêreld. Maar die Here Jesus moet aanbid word. En die Here Jesus sê iets interessant. Hy moet aanbid word, die Vader moet aanbid word. Nou die Heilige Gees, halleluja, dit meen die God van hemel en aarde, wat bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle moet almal, hulle word aanbid. Nou sê in Johannes, die 12de hoofstuk hierdie woorde. Halleluja. Johannes 12. Die 47ste vers. Hy sê, as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Dit meen, almal wat luister na die woorde van die Here en nie glo nie, die Here sê, ek oordeel jou nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel, maar om die wêreld te red. Hy sê, wie my verwerp en die woorde en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woorde wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Halleluja. Nou, ek gaan nou by dit kom. Paulus begin met hierdie woorde. Hy sê, hy sê 2 Korintiërs 11 vers 1, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my maar tog. En dan gaan hy verder, hy sê 2 Korintiërs 11 vers 3, maar ek vrees, hy sê verdra my my dwaasheid, maar ek vrees, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak van vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Paulus sê ek vrees. En ek wil vir u sê, hierdie vrese van Paulus het bewaarheid geword in die tyd waarin ons lewe. As ons nou net kyk na dit wat nou gebeur het oor die wegraping, dat dit nou die 23ste September sou wees. Die mense wat hierdie goed verkondig het, Paulus sê, maar ek vrees, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Dit meen Paulus sê ek vrees. En Paulus se vrese het 'n waarheid geword. Want hierdie mense wat gepreek het oor die wegraping die 23ste September, luister nou baie mooi. Die slang het deur sy listigheid hulle bedrieg net soos Eva. En hulle sinne het bedorwe geraak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Wat is die opregtheid teenoor Christus? Alles wat die Here Jesus gespreek het, glo ek sonder om daaraan te twyfel. Nou kom hulle en hulle sê, nee, maar hierdie mense het net die datum verkeerd gehad, of die persone het net die datum verkeerd gehad. Maar al die ander goed was reg. Alles verder was ook 'n leuen. Ek wil net dit vir u sê. Dat die persone wat hierdie goed verkondig het, dat dit gaan plaasvind. Halleluja. Dit is nie God se woord nie. Dis 'n leuen.
Hy het nie net die datum verkeerd gehad nie. Hy het 'n leuen gepreek. Hy het 'n leuen verkondig. Want die Here het gesê, niemand weet nie, en tog gaan hy aan, en hy sê, God het vir my gesê, God het vir my gesê, God het vir my gesê, God het vir my gesê. Elke woord wat uit sy mond uitgekom het, was 'n leuen. As God gesê het, niemand sal weet nie, wie is hy om te dink, hy gaan weet? Ek wil net dit sê, wat is die waarheid? Waarheid is, die Here Jesus vra dit, Pontius Pilatus vra dit vir Here, wat is waarheid? Nee, dis nooit geantwoord nie. Weet jy wat is waarheid? Daar is geen leuen in die waarheid nie. En daar is geen waarheid in die leuen nie. Dit meen as iemand 'n leuen in 'n hele boodskap verkondig, dan is daai hele boodskap 'n leuen. En as iemand die waarheid verkondig en hy net een leuen saam verkondig, dan is daai waarheid ook 'n leuen. Want daar is geen leuen in die waarheid nie. Wie, ek vra dit, wie het gelieg? God of hierdie persoon? Halleluja. Moenie nou verskoning wil vra nie. Nee, nou sê hulle, ja, ons moet nie oordeel nie. Wie het gelieg? God of die persoon? Sy hele boodskap, met wegraping en al wat hy verkondig, is 'n leuen, omdat hy 'n leuen geglo het, dat dit gaan die 23ste, 22, 23, 24, 25, maak nie saak, want dit sal gebeur. Nou is daar alweer ene, wat Oktober maand, gaan die wegraping plaasvind. En hulle hou aan die leuen verkondig, en die ergste van alles is, Paulus se vrees het 'n waarheid geword, want die mense hou aan die leuen glo. Almal wat saam met Dani staan, is lief vir die leuen. Almal. Halleluja. Eintlik lief vir die ongeregtigheid, want die ongeregtigheid is aan die werk. Waar die ongeregtigheid om by te voeg en weg te laat uit die woord van die Here, om tye te verander. Dis alles ongeregtigheid en dis sonde en dis die leuen. Halleluja. Hy sê want, halleluja, 2 Korintiërs die 11de hoofstuk, die 4de vers. Hy sê, wat as iemand 'n ander Jesus verkondig? Wat is 'n ander Jesus? As die oomblik, soos hierdie wegraping teorie, die oomblik, toe hulle praat van 'n wegraping voor die verdrukking, toe verkondig hulle 'n ander Jesus. Want dit is nie wat die Here Jesus gesê het. Hy het gepraat van sy wederkoms na die verdrukking en ons vereniging dan met die wederkoms. Die duiwel, die leenaar met sy listigheid, net soos by Eva, maak die mens, die kinders van God se verstand bedorwe, hulle sinne, hulle kan nie meer reg dink nie. Deur sy listigheid bedrieg hy om te glo in 'n wegraping voor die verdrukking. Nou wil net vandag vir u sê, daar is geen prediker op hierdie aarde en selfs die Heilige Gees sal uit hierdie woord kan uithaal dat daar 'n wegraping voor die verdrukking gaan wees. Waarom? Want die Heilige Gees is die Gees van die waarheid en hy leer en lei ons in die hele waarheid.
So hy gaan nie heel met 'n leuen wat verkondig word nie. O nee, hy distansieer hom totaal geheel en al. Ja, maar ek is gedoop met die Heilige Gees. Het dit nie alreeds met jou gebeur wat hy verder in die vers sê? 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het. Of as julle 'n ander gees ontvang het as wat julle ontvang het. Dit meen, julle kan 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het. Mense wat ek ken, vol van die Heilige Gees, wat vroeër jare ook teen hierdie wegraping gestaan het, mense wat met die waarheid gestaan het, vandag glo hulle die leuen. Het hulle nog die Heilige Gees? Nee. Hulle het 'n ander gees. En ongelukkig, hierdie mense wat nou gepreek het oor die wegraping, en dit gaan die 22, nou, hulle het 'n ander gees, en dis nie God wat met hierdie persone gepraat het nie, dis die vyand. 'n ander gees, en weet jy wie is hierdie ander gees? Die gees van die anti-kris, die gees van hierdie wêreld. Dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde. Hy sê, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het. Laat julle heel dit goed geval. O, dis te wonderlik. Hierdie wegraping teorie, het is te wonderlik, dit val jou goed. Nou, jy het 'n ander evangelie gekry as die een wat jy ontvang het. Want die evangelie, die 4 evangelies, en die 4 evangelies, sal jy my niks wys van 'n wegraping voor die verdrukking, niks wys van ons is die bruid nie, niks wys van daar is 'n huwelik in die hemel, niks wys dat daar gaan 'n regterstoel in die hemel wees nie. Daar is in die 4 evangelies nie een bewys nie. Alles die woorde wat die Here gespreek het. En die Here sê, as iemand na my woorde luister en dit nie glo nie, ek oordeel hom nie. Maar daar's een wat jou gaan oordeel eendag. En al hierdie predikers, hoor wat ek vandag sê. Daar's een wat jou gaan oordeel. En dis die woorde wat die Here Jesus gespreek het. Halleluja. As enige een van julle uit die 4 evangelies vir my kan bewys, daar's 'n wegraping, dat ons is die bruid, en dat daar 'n huwelik in die hemel gaan wees, en die regterstoel gaan in die hemel wees, dan is dit wat ek vandag verkondig, 'n leuen. Maar julle moet eers bewys dis 'n leuen. Ek het genoeg bewyse om te bewys dat julle is leenaars. Een vrou met wie my vrou gepraat het. Hulle het gepraat oor die persoon, Dani Botha, wat gepraat het oor die wegraping. En weet jy wat sy sê aan die einde van die dag? Hy het nie opsetlik gelieg nie. Kan jy wedergebore kinders van God, wat ek ken, wat gevul is met die Heilige Gees, alles, hulle sê, hy het nie opsetlik gelieg nie. Dit meen, hy kan nie kwaadlik geneem word nie. Hy kan nie verantwoording doen nie, want hy het nie opsetlik gelieg nie. Hy het gelieg om 'n rede, dis waarom hy gelieg. Dis eintlik waarop het neerkom. Is eintlik verskriklik. Halleluja. Halleluja. Nou sê Paulus verder, 2 Korintiërs 11 vers 13, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. Dit meen hulle verander hulle self in apostels, want hulle sê, God het vir my gesê, God het vir my gesê, ek
het die basyne gehoor, ek het dit, ek het niks verkeerd gedoen eintlik nie, ek het niks verkeerd gedoen nie, ek het maar net die datum moes ek net nie ingesit het nie, en ek is jammer oor almal wat seer gekry het. Wat 'n leenaar uit die put van die hel. Hy sê, 2 Korintiërs 11 vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Ek wonder net wie het met hom gepraat, toe hy gesê het, God het vir my gesê, want dis nie die Here God wat ek ken nie, dis nie die Here God van die woord nie, want hy gaan nie anders praat, as wat dit geskryf staan. En die Heilige Gees gaan jou ook nie anders te lei as wat geskryf staan. Nou sê die 15de vers, hy sê dis niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. O, halleluja. Jou einde sal wees, want by die regterstoel, jy sê mos 'n kind van die Here, by die regterstoel gaan ons loon ontvang, en die regterstoel is op hierdie aarde, dit is baie duidelik in die Bybel, die Here Jesus sê dit in Openbaring, kyk ek kom gou, en my loon is by my, dit meen die Here bring sy loon saam, dink jy vir een oomblik, ek gaan dit nou plein vir jou sê, die Here is so onnosel, nou, die regterstoel gaan dan in die hemel wees volgens julle. Hoe kan die Here so onnosel wees om nadat die regterstoel in die hemel is, nou bring hy die loon met die wederkoms saam? Hy bring sy loon saam, want hier gaan ons voor die regterstoel verskyn op hierdie aarde, en julle sal loon, julle dienaars van die duiwel wat julle voordoen as dienaars van geregtigheid. Dis verskriklik. Julle doen julle voor as dienaars van geregtigheid, maar julle einde sal wees volgens julle werke. En by die regterstoel gaan jy loon ontvang volgens jou werke, of dit goed is en of dit sleg is of kwaad was. En hierdie wegraping teorie wat julle verkondig, want nou die 23 September, en hele wegraping teorie is in elk geval van die boodse af. Julle sal loon ontvang volgens julle werke. Waar die werke? Die werke van die leuen. Want julle het die leuen gedoen. Julle is besig om die leuen te doen, en die Bybel sê die Openbaring, en hulle wat die leuen doen, sal in die stad nie ingaan nie. Julle doen die leuen, want julle verkondig die leuen. Halleluja. Dis waarom die Here gesê het, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is ook die uitverkorenes te mislei. Wat gaan hierdie valse Christusse doen? En hierdie valse profete en die antichriste wat gaan opstaan? Wonders en tekens. Moet jou nie verbaas as onder hierdie mense wat die leuen verkondig van 'n wegraping, dat onder hulle ewe skielik wonders en tekens en kragtige dade gaan uitbreek nie. Want dis die gees van die antichrist. Hulle berei die weg vir die antichrist om geopenbaar te word. Die wegraping teorie, ons is die bruid in die huwelik in die hemel, en die regterstoel in die hemel. Hierdie mense is besig om die weg te berei vir die antichrist om geopenbaar te word. Maar hulle dink, hulle gaan voor die tyd weggeneem word. Nee, hulle sal nog onder hierdie antichrist inkom, en hulle sal moet kies of hulle gaan buig vir die beeld van die dier. Nou sê die woord van die Here Jesus sê, antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, ek is 'n kind van die Here, ek verkondig die Here Jesus. Hoe kan ek 'n valsheid verkondig of 'n leuen verkondig? Dis juis julle. Dit sê God se woord. En hulle sal baie mense mislei, en die Here weet, die hele kerkwêreld
is mislei deur 'n wegraping teorie voor die verdrukking. Maar die ware aanbidders, die uitverkorenes, julle gaan hulle nie regkry om hulle te mislei nie. Wat gebeur? Julle kan hulle stop. Nou, as daar 'n pastoor in 'n Pinksterkerk is wat nie glo in 'n wegraping nie, dan word hy eenkant toe gehou. En as hulle kan regkry om uit te kry, dan kry hulle hom uit. Nou, vra vir my, ek weet. Nou, waarom? Want die leuen kan nie die waarheid verdra nie. Dis waarom dat mense sê as kinders van die Here, as hulle hoor, jy glo nie in 'n wegraping voor die verdrukking nie, dan belet hulle jou sommer, hulle sal nie met jou kuier nie, hulle wil nie met jou oor dit praat nie, niks nie. Hulle het eintlik 'n haat teen jou. Wie bring die haat? Halleluja. Die vyand. Ongeregtigheid en onreg bring haat in jou. En dan staan jy op teen geregtigheid en reg. Halleluja. Willie Sanders op. Ja. Kerel hom. My jou broer Willie Sanders, pastoor Willie Sanders, hulle keer hom op alle gebied, want hy glo nie in 'n wegraping nie. Ek vra net, wat is julle wegraping mense se gesindheid? Julle het nie die gesindheid van die Here nie. Julle het 'n ander gesindheid. Jeremia vermaan, ek wil vir almal sê almal wat nie in 'n wegraping voor die verdrukking glo nie. Doen dit wat die woord sê in Jeremia 1 vers 17. Jy dan omgord jou heupe met wat? Met die waarheid. En maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ek jou sal beveel. Hoor wat sê die woord vir jou. Wees nie vir hulle verskrik nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy glo nie in 'n wegraping. Moenie vir hierdie mense skrik nie. Staan op met die waarheid. Halleluja. Want as jy, hoor wat sê die woord, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Dit meen, as ek vir hulle skrik, gaan die Here my laat skrik vir hulle. Dit meen, hulle gaan die skrik op my wees. Moet jy nie skrik nie. Staan op in jou kerk, begin hierdie waarheid verkondig. As hulle jou uitgooi, halleluja, wil ek nou vandag vir julle sê, as die kerk jou uitgooi, dan gooi hulle jou binne in die hande van die Here Jesus. En hy sal vir jou sorg dra, halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hy sê, dan sal baie tot struikeling gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. En is dit nie wat gebeur nie? Die wegraping teorie het veroorsaak dat die kinders van die Here mekaar verraai en mekaar haat. Dis die werke wat gebeur. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En hier is 'n wonderlike ding. En dit is, wanneer verkoel die liefde? O, halleluja. Dit is vir my net skrikwekkend. Die Here sê in Openbaring die 2de hoofstuk. Ek moet dit vir u lees, want dit is God se woord. Halleluja. Openbaring 2. Hy sê, die 4de vers, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou, ek wil net dit sê. As jy iemand waarlik lief het, sal jy jou lewe aflê vir hom. Ek meen, dis soos 'n hospitaal. Ek meen, as daar iemand seer gekry het en hy met 'n bloedoortapping kry, as daar iemand naby is met dieselfde bloed, dan sal hulle inspring
en hulle sal sê, hier's my bloed, gee dit. En baie keer is die ou wat die bloed gee, nou, ek meen, hy kan moontlik sterwe as hy dit doen. Maar hy doen dit. En die Here Jesus het sy bloed gegee, sodat ons kan lewe. Nou wil ons nie ons bloed gee, sodat die lewe van hierdie evangelie na ander kan oorgaan nie. Dit meen, ons, wat die bruid is, ons mag niks oorkom nie. Ek gaan nie my bloed vir die Here Jesus gee, terwille van hierdie evangelie nie. Halleluja. Dat jy jou eerste liefde verlaat, onthou dan waarvan jy uitgeval het. Nou, hier is 'n interessante ding. Jy het uitgeval. Dit meen die Here sê aan die gemeentes, nou, want as hy in een gemeente praat, praat hy met al 7 gemeentes. Hy sê aan die 7 gemeentes, onthou dan waarvan jy uitgeval het. Dit meen, jy het uitgeval. As jy val, gaan jy nie op nie. Jy gaan af. Halleluja. Hy sê, hierdie woorde, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Halleluja. Dit meen jy het uitgeval. En Paulus sê in 2 Tessalonisense 2, eers moet die afval kom. Wat is die afval? O nee, die afval is, ek meen, hulle die afval verwerk in Hebreëse, Grieks en Aramees en alles, tot hulle gekom het van departure. Kan jy dit? Dis reg, die wat afvallig word, departure. Weet jy waarom? Hy sê nie op of af nie, maar hy sê hier, af. Dit meen, jy vertrek van hierdie staander en jy val af. Dis die afval wat eers moet kom. Die afval kan net kom, omdat jy jou eerste liefde verlaat. En dis die kerk se toestand in hierdie tyd. Hulle het hulle eerste liefde gehad, want hulle is nie meer lief vir die waarheid van God se woord nie. Halleluja. Hoor wat sê, ek wil net dit sê, die Here sê, bekeer jou, anders te kom ek gou, sal jou kandelaar, en dis verseker, moenie dink dat die Here kan jou kandelaar nie van sy plek verwyder nie. Oh. Maar die grootste liefde wat die kerk verlaat het, is die liefde tot die waarheid. Daarom sê Paulus, dat die werkinge van die Satan sal in hulle werk, en hulle wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. En hy praat nie met die wêreld nie, hy praat met my en met jou, né, omdat ons die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. En vandag moet jy nie die waarheid preek nie, want as jy die waarheid preek oor die wederkoms, dan is die wegrapping mense vir jou kwaad. Nou sê hulle, ons moet hierdie persone nie oordeel nie, ek oordeel, en die woord gaan hom oordeel. Halleluja! Hy het gespreek, hy het gesê, God het vir hom gesê, die woord sal hom oordeel in die laaste dag. En ek kry hom jammer, want weet jy wat? Dit lyk vir my, hy gaan nie eens by die regte stoel verskyn nie. Hy gaan sommer reguit oordeel toe, want die woord sal hom oordeel daar. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net gou hier verder gaan. Ek het iets baie mooi gehoor in hierdie tyd. En dit is dat 'n jong man het iets gesê wat vir my baie mooi is. Halleluja. Ek het dit op TikTok gelees. Prys die Here. Hy glo nie in 'n wegraping nie. Hy sê dis 'n valsheid en dis 'n leuen, maar hy het iets gesê wat vir my baie mooi was. Ek het nou nie die insig daarin gehad nie, maar dit was vir my baie mooi. Ek weet wanneer ons gaan kyk na wat wat is na die hele konteks van die woord. Nou, het is baie duidelik dat geen skrif is van eie uitleg. Die skrifte is nie daarvoor. Nou, toe sê die Griekse woord
vir wegraping is harpazo. Dit meen om op te neem of om weg te neem. Maar toe sê hy, daar is 'n ander woord. Apenthesis. Is ook 'n Hebreëse woord. En toe verduidelik hy hier iets. Hy sê, wanneer 'n koning of 'n leerowerste uitgaan om oorlog te voer en halleluja. Dit was vir my so mooi. Om oorlog te maak en hy kom terug van die oorlog af met die manskappe. En hulle het oorwin. Dan gaan die hele dorp uit hom tegemoet. En dit is wonderlik. Hy is die eerste ene wat weer in die stad ingaan. Almal staan buitekant en laat hom deur hulle loop. Dit was vroeër jare die tradisie onder die mensdom gewees. Dan loop hy en sy leer loop eerste in en dan volg die mense weer agterna. En hierdie is vir my seker een van die mooiste dinge, want toe ek het hoor, toe kom daar die skrif in Matteus 25, wat hierdie woorde sê, halleluja, waar ek kom by die 10 maagde. Ek sien dit in my gees, hoe dit in vervulling gaan kom, die dag met die wederkoms van die Here Jesus, halleluja. Hy sê hierdie mooi woorde, 25ste hoofstuk van Matteus 1, die eerste vers. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Halleluja. Oh, halleluja. Uitgaan om die bruidegom te ontmoet. Ek meen, dit is hoe Paulus hulle dit beskryf uiteindelik. Of hoe die Here Jesus dit self gesê het. Dit meen, hulle sal uit die stad Jerusalem uitgaan om hierdie koning te verwelkom wanneer hy terugkom of die leerowerste. Net so sal julle uitgaan om my te ontmoet. Waarom? Want die Here gaan buite die stad op die Olyfberg verskyn. En hy kom as koning terug. En hierdie ding is vir my baie belangrik, toe die Here dit vir my wys. Die Here Jesus is besig met hoëpriesterswerk in 'n hemelse tabernakel, wat hy versoening doen, intree vir ons, en wat hy die middelaar is, en hy versoen ons met God deur ons sonde weg te neem deur sy bloed ensovoorts. Hy is besig met die hoëpriesterswerk, maar daar gaan 'n oomblik aanbreek dat hy weer koningskap moet aanvaar, en dis by die wederkoms na die verdrukking. Halleluja. En dan kom hy as koning wat oorwin het. Halleluja. En dis waarom ons sal uitgaan, en in 'n oomblik sal ons met hom verenig word, en die volgende oomblik sal ons buite die stad, waar staan? Op die Olyfberg. En as alles afgehandel is, sal die Here Jesus eers in die stad ingaan, deur die oospoort, en ons sal hom volg. Dis God se woord. Ja, maar ons kom terug na die bruiloft. Waar kry jy daai skrif? Halleluja. Maar dit is so hulle lieg. Nou wil ek net iets sê. Daar's baie dinge wat ek kan doen, baie goed was vir my wonderlik geweest. Hy sê in Deuteronomium 18 vers 9, hierdie is baie belangrik dat almal dit moet weet. Want dit gaan nou oor hierdie wegraping. Dis baie belangrik. Halleluja. Hy sê hierdie woorde, Deuteronomium 18 vers 19. En die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. Halleluja. Die wegraping teorie van nou, dit wat nou verkondig is. Die man wat dit verkondig het nie na die woorde van die Here geluister. Dit wat geskryf staan, die 4 evangelies, hy het nie na die woorde van die Here Jesus geluister nie.
Halleluja. Maar hy het nog steeds gesê, God het vir my gesê, God het vir my gesê, God het vir my gesê, en hy het dit gespreek in die naam van die Here Jesus. Die Here sê, ek sal van hom rekenskap eis. Ek wil nou vandag vir jou iets sê. Dani, hoor wat hierdie prediker vandag vir jou sê. En ek sê dit met droefheid in my hart. Jy kan sondig teen alles. Daar's vergifnis. Jy kan sondig teen die Vader en teen die Seun. Daar's vergifnis. Ons weet dat ons mag nie teen die Heilige Gees sondig nie, want daar is nie vergifnis. Maar as jy nie geluister het na die woorde van die Here en sy woord in waarheid verkondig, gaan die Here van jou rekenskap eis eendag. Jy kan die grootste kind van God wees. Jy kan aan jou saligheid vashou soos wat jy wil. Ek wil vir jou sê, jy sal eendag gaan rekenskap gee oor al die leuns wat jy nou verkondig het. En almal wat saam met jou koek, sal almal rekenskap gaan gee. Halleluja. Maar wat sê hy? En hierdie is baie gevaarlik. Spreuke 30 vers 6. Voeg by sy woorde niks by nie. Die wegraping, ons is die bruid, huwelik in die hemel, die regte stoel aan die hemel, is alles bygevoeg. Nee, nou sê hulle, daar Openbaring staan geskrywe, as iemand iets wegneem uit die boek, sal die Here sy naam wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. En as iemand byvoeg, sal die pla bygevoeg word, waarvan in die boek geskryf staan. Dis net vir die boek Openbaring bedoel. Ek wil vandag vir jou iets sê. Van die begin af het God geopenbaar as iemand by sy woorde iets byvoeg. Ek gee nie op of dit van Genesis 1 tot Openbaring 22 is nie. As jy in hierdie hele woord iets byvoeg of iets weglaat, sal jy rekenskap gaan gee eendag voor die Here, die lewende God van hemel en aarde. Want jy het van hom 'n leenaar gemaak. Voeg by my woorde niks by nie, sodat hy nie van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar geopenbaar word nie. Of jy dit wil weet of nie, die woorde wat jy gespreek het is leuns. En jy is geopenbaar as 'n leenaar. Want jy het probeer om God 'n leenaar te maak. Ek wil nou vandag vir jou sê, vergifnis gaan jou niks help. Of vir mense, ek is jammer en wat seer gekry het. Ek wil net vir jou vra. Die skade wat jy aan een siel gedoen het, hoe maak jy dit reg? Ja, maar baie het tot bekeer gekom. Dis 'n liegstorie. Baie het hulle laat doop, ja. Maar dit sal wees soos by Johannes die Doper. Slange ander geslag. Wie het julle aangesê om julle te laat doop? Draai is die vrugte wat by die bekering pas. En dis waar die Pinksterbeweging is. Mense moet net gedoop en hulle doop hulle vandag voor die voet. Iemand het eendag iets baie moois gesê. Sy het gesê, pastoor, die mense wat hulle nou laat doop, hulle sterwe nie. Dis drywende lyke. Hulle dryf net rond op die water. Halleluja. Dink 'n bietjie daaraan. Moenie jouself wil vryspreek en sê hoe baie mense het nou tot bekering gekom. Baie mense het nou ander insigte gekry nie. Baie mense het seer gekry. Nie hulle nie. Hulle siel. Gaan jy hierdie mense wat alles verkoop het en skade gely het finansiëel, gaan jy optredes doen om hulle terug te betaal? Nee, want jy sê mos jy het nou niks meer oor nie. Ek wil net vandag sê, die Here gaan jou van jou rekenskap eis oor een siel wat jy beskadig het. En daar is mense wat getuig. Jy hoor dit.
Ek het geglo in hierdie dinge, en wat het gebeur? Niks. En hulle sê, ek kan die woord nie meer glo nie. As gevolg van jou woorde, kan hulle die woord nie meer glo nie. Wat het gebeur? Hulle siele. En die Here het gesê, moenie bekommerd oor die 100, oor die 99 nie, oor die 1. Was jy een oomblik bekommerd oor 1 siel, oor hierdie leuen wat jy verkondig het? Jy, saam met jou maatjies. Halleluja. Halleluja. Hoor wat sê die woord verder. Romeine 14 vers 12. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dis nie Ou Testamenties nie. Dis ook Nuwe Testamenties. Hebreërs 13 vers 17. Ek wil vandag vir u sê, al hierdie groot wonderlike predikers wat glo in 'n wegraping, hulle gaan voor die Here rekenskap gee. Ek gee nie om hoeveel. Nou kom predikers en roem my, ja, sy kerk was net 200 mense gewees, nou sit dan oor die 400. O, die Here is besig om te seën. Hy's 'n leenaar. Getalle het nog nooit die reg van die waarheid na vore laat kom. Getalle het nog altyd die waarheid by die deur uitgestoot. Halleluja. Nee, maar daar's mos nou 'n goue middeweg. Ek meen die Pinksterkerk se president sê dat daar's net een goeie weg en dis die middeweg. Dis Pinkster. Mense wat veronderstel is gered, gedoop, gevul met die Heilige Gees, spreek in tale, tekens en wonders vind hulle aan 'n plaas. Nou, hulle sê daar's net een weg en dis die middeweg. Middeweg op waarheen? Waarheen op pad? Na niks. Na die dood op pad, ja. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here gaan. Hy sê in Hebreërs 13 vers 17, wees gehoorsaam aan julle voorgangers in onderdanigheid, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtend nie, want dit is vir hulle nie nuttig nie. Halleluja. Elke boodskap wat jy bring, hoor wat ek vir jou sê, daai siele wat voor jou sit, of hulle tot inkeer kom of nie, en of jy jou leen glo of nie, jy sal verantwoording gaan doen vir daai siele. Halleluja. Ek weet, sommige sal die Here nie aanneem nie, dit is so. Maar as jy nou nog die leen ook in hy siel gesaai, wat bly vir hy siel oor? Niks! Halleluja. 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Halleluja, en ek eis rekenskap vandaan. Omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, oor dit wat hy gesê. 2 Petrus 2 vers 17. Hy sê, hoor wat sê die woord, hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedryf deur stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. 18de vers, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees, die ongebondenheid, die wat waarlik die mens ontvlug het, wat in dwaling wandel. Daar is mense wat die mens ontvlug het, en die ware wedergebore kind van God het die mens ontvlug. Weet jy wat? Die opinie van mense wat die mens omsleg, die mens om doodmaak, dit pla hom nie. Wat hy die mens ontvlug, want hy vrees nie die mens nie, maar hy vrees God, wat die siel sowel as die liggaam in die hel kan werk. Hy vrees nie hom wat die liggaam kan doodmaak nie. Hy het die mens ontvlug. Hy gee nie om deur die verdrukking te gaan. Hulle kan hom maar doodmaak. Hy het die mens ontvlug. Maar die wegraping teorie het nog
gebeur om die wat die mens ontvlug het, terug te bring na die mens toe, na die vleeslike toe. Julle sal niks oorkom nie. Dis waarom julle die bruid is. Die Here gaan nie toelaat dat iets met julle gebeur nie. Julle moet weggeraap word voor die tyd. Julle mag nie voor die verdrukking. Dit gaan verskriklik wees. Ek gee nie om of die verdrukking, die wêreld onderste bo begekeer word nie. Ek weet net een ding, my God sal my bewaar in die uur van beproewing. Nie van die beproewing nie. Dis mos wat hulle glo. Een woordjie. Halleluja. Die Here het die 3 Hebreëse seuns bewaar binne die vuuroond, want dit was die veiligste plek vir hulle gewees. Want as die mense hulle begin gryp het, was daar probleme. Maar die vuuroond was hulle ontvlugting gewees. En ons ontvlugting is in Christus. Ons het die mens ontvlug in Christus. Gebeur wat jy ook al het maak nie saak. Nou net verder gaan, halleluja. Wat sê verder? 2 Petrus 2 vers 20. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis, die Here Jesus en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het. Nou ek wil hê jy moet baie mooi luister. Halleluja. Ek wil na Lukas toe gaan. Die besmettinge van die wêreld ontvlug. Wat is die besmettinge van die wêreld? Hoerery. Kom ons hoor wat sê die Here Jesus. Die besmettinge van die wêreld ontvlug. Hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. Dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Wat is die besmettinge van hierdie wêreld wat ons moet ontvlug? Om weggeraap te word? O nee, die Here het nog altyd gewys by Noag in die oordeel. Lot uit die stad na 'n ander stad op hierdie aarde. So kan ons aangaan. 3 Hebreëse seuns in die vuuroond op die aarde. Dit was hulle bewaring gewees. Dit was hulle ontvlugting. Halleluja. En so kan ons baie, ek meen, wat was Elia toe hulle rondom hom die leer opslaan, hulle wil eintlik Elia doodmaak. Wat bid het? Blindheid. En die Here, Elia of Elisa, maar ontvlug die dood binne in die omringing van die soldate. Dis die God wat ek dien. En wanneer die groot verdrukking kom, sal die Here God syne binne in die verdrukking hulle laat ontvlug die dinge wat sal kom oor die wêreld. Gou verder gaan. Hy sê, Lukas 21 vers 34, hy sê, maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery, dronkenskap, sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Jy moet nou baie mooi luister. Maar Lukas sê, ons sal ontvlug en voor die seun van die mens verskyn. Hoor wat sê die Here Jesus daarvan? Nie 'n apostel nie, niemand. Die Here Jesus sê iets moois oor die ontvlugting. Dis waarom Petrus so geskryf het. Pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery, eet, dronkenskap, drink, sorge. Halleluja. En die dag julle skielik oorval, dit meen, julle sal pas op dat julle nie eet en drink en vrolik en trou en in die huwelik uitgee ensovoorts nie. Dat die dag julle nie skielik sal oorval nie. En dis presies waarmee die kerk doen. Ek meen, hulle die eetkerk toegevoeg. Is ek reg? Hoe sê die pastoor, nee, ek vat my koffie sommer op die preekstoel. Reg. Hy doen presies wat die Here tegen waarsku het. Halleluja. Dronkenskap. Wat is verkeerd met 'n glasie wyn?
Ek weet hoeveel kinders van die Here wat ek ken, selfs hier in Kleinmond. Ek weet, hulle drink. Halleluja, maar hulle is voorkoor in die kerk. Hulle is drink. Die sorge van die lewe, wat gaan? Hulle hardloop almal, die pastoor met sy gemeente hardloop agter die sorge van die wêreld aan. Waarom? Want die gemeente moet sorg dat die pastoor niks kort kom nie. So my broer, my suster, jy is bekommerd oor die sorge van die pastoor, sodat dit net met hom goed gaan, en die pastoor is net 'n wonderbaarlik, nee, ek meen, dit gaan net met hom goed, halleluja, want die gemeente dra net aan, en hulle verkoop kos, en hulle verkoop koeke, en hulle pannekoeke, en weet jy wat alles nie, en daar kom net geld, en dit is bazaars, en weet jy wat alles nie. Sorge, die kerk is daarmee besig. En ek wil vir jy sê, die Pinksterkerk is die voorloper. Groot kerke het die goedjies gedoen, maar die Pinksterkerke het die groot dinge begin doen. Sorge. Die Here sê, pas op vir julle self. Hy sê hierdie woorde. Lukas 21 vers 35. Want soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Wat sal kom? Swelgery, dronkenskap, sorge van die lewe, eet, trou, drink, vrolik, wees, halleluja, wil ek uitgee. Dit sal soos 'n stryk kom. En ongelukkig het die kerkwêreld in hierdie stryk getrap. 21 vers 36. Waak en bid altyd deur, sodat julle waardig geag word om al hierdie dinge te kan ontvlug. Wat kom te ontvlug? Wat? Swelgery, dronkenskap, sorge van die lewe, eet, drink, vrolik wees, hier wil ek uitgee, ensovoorts. Laat julle hierdie dinge, hy sê, die besmetting van die wêreld ontvlug. En ek kan die besmetting van die wêreld net ontvlug in Christus. En hierdie dinge wat oor die wêreld kom, kan ek ontvlug waar? In Christus, halleluja. Want as Christus my ark van behoudenis is, dan sal hy my bewaar in die groot verdruk. Halleluja. Dawid sê, hy sê die Here sal jou bewaar. Hy sê, die tweede deel van die vers is mooi. Hy sê, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou bewaar. Jou siel sal hy bewaar. Kom ons sê nou vir, dink jy, dat die Here toe hy jou red, toe red hy jou gees, siel en liggaam. Maar jou vlees moet die besmetting van die wêreld ontvlug. En hy kan dit net ontvlug as jy in Christus is. Al sterwe jou liggaam hier, maak nie saak nie. Daai liggaam sal eendag opstaan en hy sal onverganklik word, verheerlik word, halleluja, bekleed word met onverganklikheid, sodat jou liggaam, siel en gees vir ewig sal kan woon in die koninkryk van die hemel. Nou is ons besorg oor die dinge van die liggaam. Dis waarom daar 'n wegraping moet wees. Maar dit lyk my hierdie wegraping wat hulle nou verkondig het, die 23 September, lyk my hulle gaan nou weer optredes doen om geld te maak. Want hulle het mos nou alles verloor. Ek wil net vandag sê, julle blaf niemand. Julle doen julle self onreg aan, want julle gaan rekenskap gee voor die lewende God eendag. Halleluja. Hy sê, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge te kan, wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Wanneer gaan ons waardig wees? Kom, wanneer? Om voor die seun van die mens te staan.
Hy sê, Here Jesus sê, hy sê, en hulle wat waardig is om in daardie eeu die opstanding te verkry. Waar die eeu na die groot verdrukking, by die wederkoms. Halleluja, as ons hierdie dinge ontvlug het en ons liggaam sterf, sal hy opgewek word. Dit meen, jy gaan, prys die Here. Jou liggaam gaan waardig geag word om daardie dag van die opstanding op te staan, omdat jy terwyl jy nog gelewe het, het jy hierdie goed ontvlug, sodat jy voor die Seun van God eendag kan staan by die wederkoms. Moenie dink die wegrapingsoontvlugting nie. Dis 'n nagmerrie. 'n leuen uit die put van die hel. Halleluja. Ek wil net die volgende. En dit is, wanneer ons by vergifnis kom, ek meen, dit help nie om te sê, ek is jammer oor die mens wat seer gekry. Weet jy wat? Die ou mense, of die mense sê altyd, dis 'n 0 op kontrak. Dis niks werd. Absoluut, voor die Here God is dit niks werd. Want jy dink jy kan met siele speel. Halleluja. En wanneer ons kom by vergifnis, is dit snaaks, dit wat ek geluister het, ek weet nie of hy later het wel gedoen het, maar hy sê is jammer. Maar nooit vergifnis nie. En ek wil dit vandag sê. Voordat daar nie vergifnis plaasvind, sal jy nooit vry wees nie. Halleluja. Want een ding is seker, jy sal rekenskap gee. Mense praat van, ek met die woord praat van, omdat hulle by my woorde bygevoeg het en weggelaat. Halleluja. Wat gaan gebeur? Rekenskap gee. Alles wat ek uit die woord uitkry, wat die Here vir my gee, alles wat ek lees, ek moet luister daarna, of anders ek nie luister nie, sal ek met rekenskap gee. En wanneer dit by vergifnis kom, die Here kan jou vergewe, dat jy die leuen verkondig het. Maar, jy sal nog rekenskap gaan gee. Dis God se woord. En as jy vergifnis wil hê, dit is die ou Pinkster mense, wat die Here gered het, ek onthou my pa was een van hulle. Hy het 'n hele paar goed, hy was 'n spoorwegwerker gewees, by die lyne, vir spoorlyne, was hy voorman gewees, kyk laat die spoorlyne reg lê, ensovoorts. Hy het 'n paar goed by die spoorweg weggedra. Toe hy die dag tot bekering kom, en dit is wanneer jy werklik gered word. Toe gaan haal hy al die goed uit. Om dit terug te vat na die spoorweg. En hy sê die enigste nie. Baie ander wat die getuienis het, restituisie. Al vra jy vergifnis, moet jy restituisie doen. Dit meen, almal wat jy belieg het, en wat skade gekry, gaan doen restituisie. Ek wil jy met baie moleste, moet nie dink, omdat jy
nou hierdie goed verkondig het, jy staan nou neutraal nie, niemand mag jou, want jy eintlik niks verkeerd gedoen nie. Doen 'n bietjie navraag, en kyk waar kan jy restitusie doen. En die grootste restitusie wat jy moet doen, is daardie siele wat seer gekry het. Optredes gaan nie help nie. Jy sal na daai mense toe moet gaan, en gaan bely jy het gelieg. Moenie iets anders sê nie. Halleluja. Daar's 'n skrif wat sê, aan die opregte openbaar die Here hom opreg, maar aan die verkeerde openbaar die Here hom verkeerd. Jy het so geglo in die basyne, dat die Here God het toegelaat het die basyne hoor. Want, omdat jy verkeerd is, het God hom so aan jou geopenbaar. Dit sê God se woord. Jy kan die basyne nog 100 maal hoor, het gaan niks vir jou beteken nie. Jy wil verkeerd doen, jy wil lieg. Nou openbaar die Here hom self aan jou verkeerd. Halleluja. En hierdie ding, die grootste probleem. Vergifnis, restitusie. Halleluja. Nou sê hulle, ons moet daar nie vergewe. Kom maar sê, ons kan hom vergewe. Maar hy, die woord sê, as jou broer teen jou gesondig het, moet jy hom bestraf. En as hy berou het, kan hy vergewe. En Dani toon geen berou oor wat hy gesê het. Nou verwag almal ons moet hom vergewe. Wanneer? Ons kan net optree volgens die woord. En hy moet vermaan word, hy moet bestraf word, hy moet tereggewys word, en almal wat saam met hom giek. Halleluja. En ek wil net dit sê, dat hierdie hele verkondiging van die wegraping die 23ste, het vrees onder die mense ingebring. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Ander het hulle gaan laat dood, ander het hulle bekeer. Maar dis nie die eerste maal nie. Ek onthou, ek was in Wolmaranstad gewees, dat mense uit die dorp het na my gekom, gesê, pastoor, wat moet ons doen, want die wegraping gaan plaas, want dan sê ek vir hulle, moet dit nie glo nie, dis 'n leuen. En daar een persoon, die ding het hom so gedrywe, hy kon nie rus vir sy siel kry, ek het vir hom gebid alles, en toe sterwe hy in daai toestand, as gevolg van 'n wegraping teorie. Halleluja. En dit is interessant, as jy mense leuen verkondig, dan trek dit baie se aandag. En nou wil julle ry op hierdie followers wat julle het. Nou jou skielik. Die Bybel sê, hulle gaan van land tot see. Een bekering te maak hom erger kind van die hel as hulle self. Moenie met die mens speel nie. Jy gaan by God rekenskap gee. Daar is siele wat sy bloed heiliglik drup. En daardie bloed is op julle hande. Jy sal rekenskap gee. Dit is God se woord. Ek het nog baie dinge om te sê, want daar is soveel dinge wat rondom dit gaan, maar ek sal aangaan later met dit weer. Prys die Here. Onthou net, geen wegraping voor die verdrukking nie, geen bruid of vrou van die lam nie, wat die woord sê, wie die bruid en die vrou van die lam is, en wat doen julle? Julle voeg by, ons is die bruid. Dink jy die Here gaan nie van julle rekenskap hê? Almal wat glo hulle is die bruid, hoor wat ek vir jou sê, God gaan van jou rekenskap eis, omdat jy by sy woord bygevoeg het. Wie dink jy is jy in elk geval om te sê, jy is die bruid? As jy my nie wil glo nie, glo God se woord. Want
maar nergens in die hele skrif word daar ooit gesê ons is die bruid nie. Dit is vir ons gesê. Maar nou voeg ons by. Is vir ons gesê, geen huwelik in die hemel nie. Ons voeg by en ons sê ons as bruid sal 'n bruilof in die hemel hê. Waar het die Here dit gesê? Die Here ons het daarteen gewaarsku. En weer eens, geen regterstoel in die hemel. Christus kom terug met sy loon om ons te beloon hier waar ons gearbeid. Nie op 'n ander plek. En wat gaan die beloning wees? Nou, ons sal koningskap ontvang en ons sal die koninkryk in besit neem. Waar? Hier. Halleluja. Ek wil vandag vir elke prediker wat die wegraap en verkondig sê. Julle sal voor die Here God van rekenskap gee oor elke siel wat julle deur 'n leuen mislei het, verlei het, omdat julle geluister het na die lustigheid van die duiwel, wat die vader van die leuen is. Halleluja. God se woord kan net die waarheid wees. Daar is geen leuen in die waarheid. As ek dit gou kan kry, wil ek dit graag vir u lees. Wat die woord van die Here sê. Kan net hierdie paar verse lees. Besluit self. Hy sê in die 8ste maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot Sagaria, dis Sagaria 1, die seun van Beriaga, die seun van Iddo, die profeet, en gesê, die Here was baie vertorend op julle vaders. Wil dit sê? So moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leerskare. Keer terug na my, spreek die Here van die leerskare. En ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Die Here verwag dat julle, ons, eers moet terugkeer na hom toe. Hoe? Om terug te keer na die waarheid van die woord. Dan sal die Here terugkeer na ons. Waar is die God van Abraham, Isak en Jakob se vandag in die kerk? Hy is nie daar nie. Hy wat sy gees in hulle midde gegee het, dis nie meer daar nie. As jy wil hê die Here moet terugkeer, laat ons terugkeer tot die Here, dit meen tot die waarheid. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeë profete geroep en gesê, so sê die Here van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose weë en van julle bose werke, maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Here. Julle vaders, waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe? Maar my woorde en my insettinge wat ek my diensknegte die profete beveel het dit julle vaders nie ingehaal nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Weet jy wanneer haal God se woord jou in? In die laaste dag. Jy kan hoe bekeerd wees as jy bygevoeg, weggevat het en 'n wegraping en ons is die bruid en 'n huwelik in die hemel en die regterstoel in die hemel verkondig. Die woord van God gaan vir jou inhaal. In die laaste dag. Halleluja. Sodat hulle tot inkeer gekom het gesê het, soos die Here van die leerskare voorgeneem het om alles te doen, ooreenkomstig ons weë en ons werke, so het hy gedoen. En ek wil die dag vir jou sê, as jy voor die Here Jesus staan, by die regterstoel sal jy besef, dat God se woorde het jou ingehaal. Jy gaan nie ontvlug nie. Jy gaan nie ontvlug nie. Want jy kan nie die woorde van God, die woorde van die Here Jesus ontvlug nie.
Jy kan maak wat jy wil. Jy kan in 'n leuen glo van 'n wegrapping soos jy wil. Jy sal die woord van God nooit ontvlug nie. Vader, ons wil baie dankie sê vir u ewige woord, die waarheid. Halleluja. En Here, help ons dat ons nie op die plek kom soos Paulus gesê het in 2 Tessalonisense 2 en hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem nie. Gee ons genade, Here. Dat ons die liefde tot die waarheid sal aanneem. Maar die dag as hy kom, as ons die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, sal die liefde wat God in ons hart uitgestort het, ons verlaat. Nie agterbly nie, ons verlaat. En almal wat die leuen glo, Here, laat hulle besef, dat die dag by die wederkoms sal die liefde hulle verlaat. Daarom gaan u sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my, julle vervloektes. Here, help ons, dat ons sal ophou om die woord van God te verkondig soos wat ons dit goed dink en soos 'n kerkleerstelling ons voorskryf. En laat ons die waarheid in sy volheid sal verkondig. Vra dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen.